Hallo, welkom in die wêreld van profesie en spesifiek heilige waarheid. Wie is ek? My naam is Lourens Snyman. Ek werk as 'n vertaler en 'n aanlyn Engelse onderwyser en ek studeer graag teologie en waarheid. En my hooffokus is valse leerstellings veral in ons hoofstroom Suid-Afrikaanse kerke, met die fokus op wat meer belangrik is: God se voorskrifte en lering of die kerke se tradisies en leerstellings. En daarom skop ek af met die vraag: waarom word profesie op spesifieke tydstippe meer toepaslik of ter sake? En miskien nog beter, is hierdie tyd waarin ons leef een van daardie oomblikke? Ek is geneig om so te dink. Maar as ons die antwoord wil hê, moet ons profesie met 'n oop gemoed lees, nie deur 'n filter nie, en nie die interpretasie daarvan oordeel op die meriete van die persoon wat dit aan u bring nie, of die platform wat gebruik word nie. En tweedens, deur dit nie te probeer dwing om 'n verhaal of vooraf opgestelde idee te pas nie. Laat ek verduidelik. Die meeste mense verwerp nie profesie omdat hulle dit bestudeer het en besluit het dat dit verkeerd is nie. Hulle verwerp dit nog voordat hulle dit gehoor het. En daardie reaksie, daardie huiwering, is eintlik menslik. Weereens laat ek verduidelik. Meeste mense leef volgens patrone. Ons ontwikkel roetines, gewoontes, verstandelike raamwerke wat ons help om deur die lewe te beweeg sonder om voortdurend alles te heroorweeg. Ons is skepsels van gewoonte. Ons hou by ons roetines. Waarom? Wel, dit maak die lewe makliker. Ons hoef nie so baie besluite te maak nie. Jy raak so gewoond daaraan om dieselfde dinge op dieselfde tye te doen, dat om minder te dink amper tweede natuur word. Verandering ontwrig hierdie patroon en profesie van nature is ontwrigtend. Van kleins af leer die meeste van ons maar wat ons weet van dieselfde tipiese bronne, ons ouers, onderwysers, predikante en kerke. Met verloop van tyd vorm hierdie stemme soort van 'n filter in ons verstand, amper asof nuwe inligting eers moet strook met hierdie ou inligting voor ons dit as waar en juis sal ag. Dis wanneer iets nuuts aan ons bekend gestel word, veral iets wat klaarblyklik iets met ons hede of ons toekoms te doen het, besluit ons dikwels selfs nog voor ons die boodskap gehoor het. Hierdie besluit is nie, ja, kom ek luister en leer nie. Nee, hierdie besluit is, nee, kom ek soek die fout wat volg gaan verkeerd wees. Sodra daardie luisterskakelaar afskakel, luister jy nie meer vir klarigheid nie. Jy is nie meer ontvanklik nie, jy soek nou fout. Jou foutsoekskakelaar is nog heeltyd aan, so hy vat oor. Jy luister nou om te korrigeer. Dit is waarom profesie vir baie mense ongemaklik voel. Nie omdat dit ingewikkeld is nie, maar omdat dit van ons vereis om nie nou al te oordeel nie, stil te staan en eers te luister en dan te evalueer. En dit is moeilik in 'n wêreld waar ons geleer is om op slag te wil weet of dit waar is, om daar en dan bewyse te eis. Waar kom die spreker daaraan? Klaar met teenargumente te begin voordat ons eers die nuwe inligting deurgedink het. Ek wil duidelik wees oor wat ek nie hier doen nie. Ek verwag nie van jou om alles vir soetkoek op te eet wat ek sê nie. In hierdie konteks gaan profesie nie oor voorspelling van presiese datums nie. Dit is 'n raamwerk, 'n manier om patrone oor 'n lang tydperk raak te sien. Wat het reeds gebeur? Wat is nou aan die gebeur en wat gaan nog gebeur? Ons lees ons in Openbaring. Skryf die dinge op wat jy gesien het en die wat is teenswoordige tyd, sowel as dit wat nog gaan gebeur, toekomstige tyd. Die eerste vers, die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Let op dat daardie gou relatief is. Met ander woorde, dis nie so gou soos wat mense sou wou dink nie. Sommige van hierdie dinge het nou nog nie gebeur nie, hoewel dit 2000 jaar gelede al beskryf was as gou. Dit is nie altyd wat ons verwag nie. Eintlik herinner dit maar iets. Hoe dikwels hoor jy
mense sê, they are controlling the narrative, of dan hulle manipuleer of beheer hoe die verhaal weergegee word, of dan vertel word. Of hulle sê, this is being spun to suit a narrative. Met ander woorde, hulle spin 'n storie om hulle self te regverdig. Of they are doubling down to regain the narrative. Hulle vertel dieselfde storie weer, maar met nog meer oorgawe. Hulle herhaal basies die leuen of storie wat hulle opgemaak het, maar sit sterkies by om dit meer oortuigend te laat klink. Ons leef in 'n wêreld waar stories of weergawe van gebeure gefabriseer word, stories gespin word om persepsie te beïnvloed of eenvoudig om jou te mislei. Maar profesie werk anders. Profesie volg nie menslike verhale nie. Profesie se uitkoms verander nie omdat iemand die waarheid suksesvol verdraai het in die verlede nie. Profesie stel die raamwerk op. Profesie is die ware verhaal en jy kan dit nie beheer nie. En ja, deur al die jare, al die geskiedenis, het hulle probeer om die raamwerk te manipuleer. Deur valse profesieë of verwronge interpretasies waar hulle probeer het om hulle geloofwaardigheid of meer belangrik, hul beheer oor wat die mense glo te herwin, in hulle poging om beheer te kry oor die sogenaamde ware uitleg van die profesie. Maar ware profesie kan nie herskryf word nie. Maak nie saak hoeveel stemme praat nie. Gebeure bly ontvou binne die raamwerk van wat reeds geskryf is. Ons sê mos, daar staan geskryf. In my eie lewe het sekere gebeure hierdie onderwerp weer in fokus gebring. Nie omdat ek na profesie gaan soek het nie, maar omdat profesie van nature opgekom het in gesprek oor dinge huidig aan die gebeur. In een geval het 'n gesprek oor Amerika en sy wêreldinvloed direk na profesie verwys, nie as spekulasie nie, maar as regverdiging. In 'n ander geval het ek 'n preek teëgekom waar die predikant beweer het dat 'n huidige politieke figuur, en ons almal weet wie dit is, die laaste president van die Verenigde State gaan wees. Wel of dit waar is of nie, het eintlik nie nou betrekking nie. Wat wel saak maak, is dat dit weer die vraag na vore gebring het, naamlik, waar kom huidige gebeure en profesie bymekaar? En is ons veronderstel om dit so te verstaan? Dit bring ons by die Bybel, spesifiek die evangelie van Matteus. En baie mense begin die Nuwe Testament lees, omdat hulle die woorde van Jesus direk wil hê. Hulle koop vir hulle rooi letter Bybels, en dit is verstaanbaar. Maar wanneer ons dan verder lees in Matteus, en ons kom by Matteus 24, gebeur iets baie belangriks. Jesus praat met sy disippels, jong manne wat in die eerste eeu geleef het. Hulle vra hom oor die toekoms. Let op hoe hy hulle antwoord. Hy praat oor gebeure wat nog in die toekoms is vir hulle. Dan sê hy vir hulle dat hulle moet uitkyk vir 'n teken. En wanneer daardie teken in hulle toekoms verskyn, verwys hy hulle terug na geskrifte eeue vroeër, naamlik 'n profesie van Daniël. En daai profesie is rakende dit wat hulle vorentoe gaan beleef. Met ander woorde, die disippels staan in hulle hede wat ons verlede is. Jesus wys op hulle toekoms, dit is nou ons hede, en anker daardie toekoms in die verlede, ons en hulle verlede. Dit is profesie wat gelyktydig oor al drie aspekte van tyd heen funksioneer. Nie as kinderstories nie, nie as fabels en verhale nie, maar as onderrig vir diegene wat bedoel is om self te leer en te verstaan en ander dan te leer en te help verstaan. So van die os op die jas, dit is die definisie van 'n disipel. Daarom kan ons nie die Ou Testament minag of afskaal tot 'n blote bron vir kinderverhale, skoollessies en gesange nie. Net soos ons ook nie die evangelieverhale in die Nuwe Testament moet gebruik net as 'n bron vir woorde van kersliedjies of temas vir skoolopvoedings nie. Kom ons wees nou maar vir eens eerlik. Baie mense, as hulle aan die Ou Testament dink hulle net aan Eva en die slang, of Noag en die ark, Samson en Delilah, Jona, die walvis, Dawid, Goliat ensovoorts. Kinderverhale. En wanneer Kersfees kom, dan dink ons aan Moeder Maria en die baba en die krippie, die donkie, die wyse manne ensovoort, Bethlehem ster. Maar ons sien dit in 'n verkleinerende gestalte as kinderstories en kersliedjies, goeters vir kinders. Dis verkeerd.
As Jesus self met sy 12 disippels praat, die mense wat hy spesifiek uitgekies het om op te lei, sodat hulle die werk kan voortsit as leraars en disippels, en hulle verwys na Daniël om toekomstige gebeure te verstaan, dan is daardie geskrifte noodsaaklike inligting. Definitief nie net kinderstories nie. En dit laat 'n vraag ontstaan. As Jesus vir ons gesê het, wanneer sekere dinge gebeur, wanneer tekens sigbaar word, is dit nie wys en die minste wat ons kan doen vir ons saligheid, om ten minste sy instruksie te volg en te gaan lees wat Daniël te sê gehad het, al daai duisende jare terug nie? Dit is waar ons nou vir 'n rukkie gaan stilstaan, om juist dit te doen. Vervolgens moet ons na Daniël teruggaan. Party van ons gaan nie terug nie, ons gaan soontoe vir die heel eerste keer. So ons moenie emosioneel, vreesbevange of bekommerd wees nie, maar wel versigtig. Ons moet vra, wat het Daniël werklik gesê? En wat het dit wat hy daai tyd gesê het, daai tyd beteken? Maar ewe belangrik, wat beteken dit nou? Het dit nog betrekking? Dit is waarna ons in die volgende episode gaan kyk. Klik op die duimpie, like en teken in, subscribe asseblief. Want soos meeste van julle seker reeds weet, dit is hoe YouTube werk. Hulle gebruik daardie inligting om die kanaal te adverteer en te bemark. En sodoende kan mense dalk op hierdie kanaal afkom bloot deur 'n soektog. Maar as julle hierdie blad deel, dit is nou share, is dit nog beter. Onthou, as dit belangrik was vir die disippels, dan is dit belangrik vir die hele wêreld. So help die kanaal vir die regte rede, en hierdie kanaal genereer nie inkomste nie. Maar sou dit in die toekoms, sal dit ook aangewend word om die evangelie te versprei en evangeliste te help. Help my om ander te help, want profesie is baie omstrede en onderhewig aan beide interpretasie en belangriker, die gewildheid van enige gegewe interpretasie. En die korrekte interpretasie kan nie bevestig word totdat die profesie uiteindelik in vervulling gekom het nie. En selfs dan neig diegene wat 'n kombers oor die ware uitleg van profesie wil gooi, na bedrog en verleiding om hulle beheer oor hoe jy die uitleg verstaan terug te kry. Diegene wat dit doen, is die minions of die bruikbare idioote van Satan homself, die saad van Satan. En God stel vyandskap tussen hulle en diegene wat die saad van die vrou, die kinders van Eva, die moeder van die mensdom is. Vaarwel, en mag die Vader van Jesus Christus jou seën.